wat 'n voorreg om saam met jou te wees vanoggend en ek glo die Here gaan ons seën in hierdie paar minute wat ons saam is. Ek wil vir jou vanoggend net vertel wat die Here die laaste ruk met my gedeel het. Ek dink ons almal kom in tye in ons lewe wat goed net vir jou te erg raak en dit voel vir jou jy's in 'n storm en die storm gaan net nooit klaar kry nie. En ek lees in Handelinge 27 van Paulus se storie in hierdie storm en hoe hulle goed moes uitgooi en jy kan dit gerus gaan lees in Handelinge 27. Maar wat vir my uitstaan daar is dat hulle moes 4 ankers gooi. En ek het net gedink aan 4 ankers in ons lewe wat ons kan help in 'n storm. Baie keer is ons in 'n storm en is so erg dat daai boot is stikkend, die seile is af. Dit voel vir jou, jy bly heeltyd nat van al hierdie water wat spat. Maar daar's 4 ankers wat hulle afgooi en dit het so met my gepraat en ek wil dit graag met jou deel as jy dalk vandag deur 'n ding in jou lewe gaan en jy voel dit gaan nooit klaar kry nie. Die eerste anker wat ons altyd moet onthou is dat God is teenwoordig in hierdie storm. As ons mooi gaan lees na die hele verhaal daar, dan kom ons agter dat God was heeltyd teenwoordig, al het hulle dit nie ervaar nie, al was hulle nie bewus daarvan nie. En ek wil vir jou bemoedig die wete om te weet dat God is by my, al voel dit nie so nie, al lyk dit nie so nie, maak dat ek deur hierdie storm kan gaan. En ek wil vir jou net 3 versies lees wat beloftes is, wat die Here vanoggend net dalk vir jou wil sê, dat jy moenie twyfel daaraan dat hy by jou is nie. In Hebreërs 13 vers 5 staan dit duidelik, God self het gesê, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. So dit is 'n belofte wat die Here vanoggend vir jou ook wil gee. In Matteus 28 vers 20 staan daar, en onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. So ons hoor al hierdie onstuimigheid van die verkiesing van Israel en dan sit so duidelik hier wat sê, tot aan die volëinde van die wêreld sal hy by ons wees. Maak nie saak wat ons ervaar nie. Ons het 'n belofte in Matteus wat sê, hy is altyd maar altyd by ons. Johannes 14 vers 16 sê, ek sal die Vader vra, hy sal vir julle 'n voorspraak stuur, om vir ewig by julle te wees, en dis die Heilige Gees van waarheid. Hy praat weer hiervan, die Heilige Gees sal vir altyd en ewig by ons wees. Die tweede anker is God se doel. Daar's altyd 'n doel met 'n storm in ons lewe. Die storm kom nie noodwendig dalk van die Here af nie, maar die Here vat altyd daai storm en bereik 'n doel. So ek glo dat die Here het altyd die laaste sê. Hy is altyd in beheer van alles wat in ons lewe gebeur. God het 'n plan met jou lewe. Ook die rede hoekom hierdie storm daar is daar 'n doel. So jy moet nog verskyn voor iets, daar gaan nog iets gebeur, dis hoekom daar 'n storm is. In Handelinge 27 vers 24 sê die Here daar, Paulus, moenie worry nie, moenie bekommerd wees nie, jy moet nog iewers gaan, jy moet nog voor die koning verskyn. So iewers in ons lewe moet daar iets gebeur nog, dis hoekom die Here ons gaan help, en ons moet die tweede anker altyd net in oog hou, dat daar's 'n doel met hierdie storm. En dan moet ek my oë van die storm afhaal en fokus om te onthou, daar's 'n doel. Hoekom dit gebeur? En dan het God beloftes, dis die derde anker. Daar's 'n belofte wat God vir my gee. In vers 25 van Handelinge lees ons, daarom hou moed. Ek vertrou op God dat alles sal gebeur, net soos wat hy dit gesê het. En as ons net kan daai anker uitgooi en sê, Here, U het al vir my beloftes gegee. Ek staan op U woord. Ek glo dit, al voel dit nie so nie. Ek vertrou U en U sal my help in hierdie storm. Dan terwyl hierdie storm aan die gang is, die 4de anker is ons moet bid
wanneer ons wag. Ons het die ankers nou uitgegooi en nou sit ons dalk in hierdie stikkende boot. Nou sit ons en ons weet, die Here is in beheer. Hy het vir my beloftes gegee. Daar's 'n doel met hierdie storms. So ek wag in stilte om te hoor wat die Here vir my wil sê. So vat vandag saam met my hierdie week in met 4 ankers in jou lewe wat die Here jou gaan help om te anker vas in sy woord. Mag die Here jou seën. Amen. Mighty to save, he's the anchor of hope for the souls of men.